Ons lees uit Job 33 vanaf die 14de vers. Want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In 'n droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mense en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil, en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie. Ook word hy getuigtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente, sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingsspys. Sy vlees verdwyn weg uit die gesig, en sy gebeente wat onsigbaar was, steek uit. Ja, sy siel kom nader by die kuil, en sy lewe by die dodende magte. Is daar dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, 1 uit 1000, om die mens sy plig te kenne te gee, en is hy hom genadig en sê, verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie. Ek het 'n losprys gevind, dan word sy vlees fris van jeugdige krag. Hy keer terug na die dae van sy jonkheid. Hy bid tot God en hy het 'n welbehae in hom, sodat hy sy aangesig sien met gejuig. So vergeld hy dan aan die mens sy geregtigheid. Hy sing voor die mens en sê, ek het gesondig en verdraai wat reg is, maar het is my nie na verdienste vergeld nie. Hy het my siel verlos, dat het nie in die kuil ingegaan het nie, en my lewe mag hom verlustig in die lig. Kyk, dit alles doen God 2 keer, ja 3 keer met 'n mens, om sy siel terug te bring van die kuil, dit is nou die hel, sodat hy bestraal word met die lig van die lewe. Net tot sover. Goed, ek gaan nou met u praat in hierdie tyd oor goddelike genesing. Genesing in die praktyk meer as iets anders. Hoe moet ons gesond bly in hierdie tyd? En as ons siek is, hoe moet ons gesond word? Ons het nou verlede Sondag baie diep ingegaan op die gebeente van die mens, hoe dat dit jou gesond kan maak en so meer in die murg en so aan. Gaan nie weer daarop in nie. Maar ons gaan bietjie op 'n ander vlak werk vanmôre. En ek gaan dinge vir u noem en dinge met u bespreek wat u dalk nie verstaan nie, maar wat u weer later kan opneem en u kan my kom sien as u dinge nie verstaan nie. Laat ek vir u verduidelik hoe werk dinge. Goed, goddelike genesing. Genesing is 'n baie wye veld van siektes en van goddelike genesing. As ons kyk na hierdie prentjies, ons word siek in ons harte, en ons praat van gebroke harte. Daar's baie mense wat binnekant stikkend is, en wat gesond gemaak moet word binnekant. En daar is baie sulke geleenthede waar 'n mens jouself toemaak, en hulle steek dit weg, en dan kom dit nie reg nie. Dan is daar die area van infeksie en siektes wat ons mee te doen het in ons tyd, geweldig baie. En dit is algemeen. Ek gaan nou 'n bietjie dieper daarop ingaan. Daar is sielswonde, mense wat gemolesteer is en so meer, wat baie siek is binnekant in hulle siele, in hulle harte. Ons het baie met sulke mense te doen. En daar is baie mense wat met bittere seer en pyn rondloop, en daar's glad nie enigstens hulp vir hulle. Daar is dan ook die genetika is 'n terrein wat baie diep lê en baie te doen het met siektes en gesondheid. Daar is die terrein van verslawing en programmering van dinge soos COVID en dinge wat hulle die mens programmeer in 'n program inforceer om hulle siek te maak. Jy gaan vanmôre goed sien wat jy nog nooit geweet het nie, maar kom ons later daarby. Daar is siektes wat ontstaan deur demoniese bindings, dinge soos besetenheid en so meer. Mense maak hulle self siek daardeur en hulle word siek gemaak deur demone en so meer. Daar is siektes van
Dinge soos kanker en Ebola en so meer, baie soorte siektes. Ons kan nie by alles uitkom nie, maar die hoofsaak van alles is, daar's twee dinge wat jou gesondheid eintlik bepaal. As ons in die praktyk praat, ons praat nie nou van goddelike genesing nie, daar is twee dinge wat jou gesondheid bepaal, of handhaaf, en dit is jou pH-balans en jou immuniteit. As daai twee dinge reg is, dan kan jy gesond wees en sterk wees. Maar die immuniteitstelsel in besonder word aangeval en gestraf deur magte soos demoniese gedagtebeheer. Die duiwel fokus op 'n mens se gedagtes om jou brein te infiltreer en daardeur skade aan jou te doen. En as hy jou brein kan skade aan doen, doen hy die hele liggaam skade aan. Ons praat van mind control. Daar is disinformasie wat kommer en vrees in mense veroorsaak wat hulle siek maak. Dis nie dit nie, as baie dinge. Vals geestelikheid wat stres en spanning in jou siel veroorsaak. Jy weet, jy's nie reg nie, maar jy loop daarmee sonder om iets daaraan te doen. Dan begin daar stres en spanning in jou siel, in jou gees, in jou gemoed opbou, en naderhand begin dit in psigosomatiese siektes omsit. Dan is daar die wet van sonde. Paulus praat in Romeine 8 vers 1 en Romeine 7 die laaste vers van die wet van sonde wat die mens beheer. Die sonde woon in ons, sê Paulus in Romeine 7. En ons doen dinge wat ons nie wil doen nie. En dit maak ons ongelukkig en dit maak ons seer. Dit kan ons self doodmaak. Daar is verhoudings wat opbreek wat mense seer maak en siek maak. Baie mense pleeg selfmoord daaroor. Baie mense word ernstig siek as hulle verhoudings opbreek. Daar is mense wat gedurig met stryd en twis rondgaan. Mense by die werk wat seer gemaak word en wat verkleineer word en vertrap word. Daai mense kan siek word daarvan. En dit word veroorsaak deur angs en vrees en so meer. Daar is seksuele aftakeling wat ook mense siek maak. Dan is die vurige pyle van die bose, leuns, wat in jou gedagtes ingeplaas word asof dit jou eie gedagtes is, dan word jy kwaad vir jouself, ongelukkig met jouself, en jou hart begin teen jouself werk, en jou gees begin teen jouself werk. Hierdie dinge lê baie diep, maar dit is werklikhede waarmee ons te doen het, en dis die dinge wat mense siek maak. So, ons sal later kom by wat God se aandeel in die dinge is, maar die vraag is eerstens, wie maak mense siek? Daar is soveel onkunde en soveel stryd hieroor in die kerke en in mense se gemoedere. Ek is nou siek, nou hoekom is ek siek? Wie het my siek gemaak? Ons moet dit alles uitklaar en verstaan. Die eerste ding wat mense kan siek maak is sonde. Sonde kan mense siek maak. En dit is baie duidelik vanuit die oudtyd uit dat dit 'n faktor is. In Johannes 5 vers 14 sê hy, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Dis 'n persoon wat siek was, wat Jesus toe genees het. En toe kom hy dan in die tempel en hy sien Jesus, en Jesus sê van, pas op, jy het nou siek geword en gesond geword, moenie gaan en weer sonde doen nie, dat daar nie erger dinge met jou kan gebeur nie. Jy kan baie sieker word, jy kan sterf. So, in Micha staan daar 6 vers 13, so slaan ek jou dan ook met 'n smartelike wond, met verwoesting weens jou sondes. Alle mense wat siek word, het nie sonde gedoen nie. Dis onmoontlik. Hier staan dit, dat daar mense is wat deur sonde siek gemaak word. Maar kom ons gaan aan. Daar's demone en bose geeste en duiwels wat mense siek maak. Die mooi geval wat in die Bybel genoem word is Lukas 8, waar Jesus, hy sê die 12 was saam met hom, ook 'n sekere vrou wat genees was van bose geeste en siektes, Maria Magdalena, wat genoem word Maria Magdalena, wat uit wie hy 7 duiwels uitgegaan het. Die duiwels daar siek gemaak, wat in haar bly. As ons met mense werk wat beset is, of met duiwels gebind word, dan is daar baie keer sulke snaakse siektes.
En een van die tekens dat hierdie mense 'n demoon het of 'n duiwel het om siek maak, is dat die mediese kan dit nie gesond maak nie. Hulle kan nie die oorsprong kry nie, hulle kan hom nie ook nie gesond maak nie. Die mooi geval is Lukas 13 waar 'n vrou jare lank siek was. Hy sê daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. Sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. 18 jaar lank loop sy so. En die Bybel sê sy het 'n gees van krankheid gehad. Daar is sekere demone wat uitgaan daarom om mense siek te maak. En dis 'n kategorie van duiwels, die gees van krankheid. Daar's honderde soorte, maar ons het nou met hulle te doen nie. Die gees van krankheid het hierdie vrou vir 18 jaar lank seer gemaak. Dis net soos met die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Die duiwel maak mense siek. Demone maak mense baie siek. Kyk na die geval van Paulus. Dis nou nie perfek siekte nie, maar is iets anders wat daaraan verwant is. In 2 Korintiërs 12 staan daar, Paulus praat van homself, ek weet van so 'n man, of dat in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. En dat ek my nie oor die voortreffelikheid van die openbaring sou verhef nie, hoogmoedig raak nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Sê Paulus later dan, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon, dan is ek gesond. So, die demoon het vir Paulus geslaan met die vuis, sê die Bybel. En ons weet nie hoe lank dit gebeur het, plaasgevind het nie. Maar 3 keer het hierdie man van God gaan bid en sê, Here, ek kan dit nie meer hou nie, vat hierdie demoon weg. Paulus het geweet wat dit is. Hy sê, hy bid laat hierdie ding van hom gaan wyk, dat die Here hom moet wegvat. So hy het hierdie demoon verstaan en geken, want Paulus was nie dom nie. En toe sê die Here, nee, hierdie seer van jou, hierdie, noem het siekte van jou, moet bly totdat jy nederig genoeg is, dat ek jou verder kan gebruik. Dis maar my woorde. Verder kan engele mense ook siek maak. Die engele van God is in sy bevel. Daar is 'n geval in Handelinge 12, op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek, en op die troon gaan sit, en hulle toegespreek, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. As daar nou 'n wurm in my lyf kom, en sê ons, ek is siek van hierdie wurm, want hy maak my siek. Hierdie het sommer baie vinnig siek geword en gesterwe. 'n engel wat hom tref. Nou ja, daar is 'n baie mooi geval, wat my altyd bybly as ek die Bybel lees, en oor hierdie dinge praat, is 'n wonderlike geval. 2 Samuel 24. Nou Dawid het gesondig deur die volk te tel. En God het hom, hy het God kwaad gemaak daarvoor. Dawid mag nie die volk tel nie, want hoekom? Hy sou hoogmoedig word en sê, kyk my magtige soldate, my magtige volk. En God wou Dawid nie laat hoogmoedig raak, net soos Paulus. En toe kom God en hy sê vir die profeet, gaan sê vir Dawid, jy het 'n keuse tussen 3 dinge, want jy het gesondig en ek gaan jou straf. En Dawid kies toe hierdie een, kom ons gaan aan. En die Here het 'n pes onder Israel beskik, van die môre af tot die bepaalde tyd, van Dan tot Berseba, het daar van die volk 70.000 man gesterwe. Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het die Here berou oor die onheil, en hy het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. Een engel wat pes bring en op mense pes laat uitkom. 70.000 manne sterf daar, omdat Dawid ongehoorsaam was en die pad van hoogmoed betree het,
en God wou hom keer. Toe moes die volk daaronder ly. So, dit is hoe die Here werk. Engele kan mense siek maak, maar mense maak self hulle siek en vir mekaar ook siek. In Jeremia 2 vers 19 staan daar, jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerighede sal jou straf. Weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die leerskare. Mense bring soms dinge op hulle self. Dit kan ander goed ook wees, soos armoede en ellende en so meer. Maar hy sê, jou eie boosheid sal jou tugtig. Dit wat 'n mens doen het 'n effek op jou lewe. En dit kan by jou gesondheid net so 'n effek hê. En dit het ook 'n effek op jou gesondheid. As 'n mens dink aan hoeveel mense sterwe van dwelms, drank en allerlei goed wat hulle doen, wat hulle oordoen, dan sê die Here, jy wil nie luister nie, jou boosheid sou jouself tugtig. As ons Romeine 1 lees, dan sien ons in die geval van vigs dieselfde ding. Daar's 'n klein wurmpie in die vigsvirus, en hy sê, daai ding sal die mens self tugtig. Gaan lees maar Romeine 1. In Spreuke 6 staan daar, 'n deugniet, 'n kwaadoener is hy wat met 'n valse mond rondloop, en wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. Daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsien sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing voor is. So mense invloed op jouself en op ander, kan jouself siek maak, jy kan ander mense siek maak. Dink maar aan 'n wanverhouding, of 'n verhouding wat baie seer en swaar is, moeilik is. Hoe baie mense word siek daar in daai verhouding, en baie kom om daar binne. Dis alles dinge wat ons nie altyd raak sien nie. Maar as ons na genesing wil beweeg, moet ons kyk na waar kom die siektes vandaan. Wettige dwelms soos antidepressante, antipsigotes, Prozac en allerlei goed, daar's honderde. Hulle maak mense siek en hulle maak mense dood. Daar's honderde, duisende mense wat sterwe van hierdie dwelms wat hulle mag kry deur voorskrifte en oor die toonbank mag bekom. Dit is goed wat mense aan mekaar doen en aan ander doen. Maar nou ja, daar is iets anders soos oor die siekte van ons dag wat ek net met u wil deel. Nou hierdie saak is prakties ons probleem. En as dit jou probleem is vanmôre, dan wil ek hê met my kom praat daaroor, want ek kan jou help. Ek het rukkie gelede 'n persoon gehelp wat op die punt was om te sterwe oor hierdie ding wat ek nou gaan bespreek. En daai persoon is gesond. So ek kan jou help as jy dalk hieraan 'n probleem het of aandadig is. Gifstowwe, bestraling, bose programme waarmee die gees van die antichrist nou besig is. Hierdie dinge is hulle spuitgoed in die lug wat op mense afkom. En hulle maak mense siek daarmee met vliegtuie. Dis nie dit nie. Daar is 'n agenda. Nou daar's baie mense wat betrokke is daarbey. Bill Gates is die instigator daarvan en baie ander. Hulle noem dit die Transhuman Agenda. Wat is dit? Hulle is hier besig om die mensdom te wil verminder in die eerste plek. Daarom wil hulle mense uitroei. En hulle het dit gedoen en is besig om plaas te vind. Hulle wil die mens vernietig. En Bill Gates se doelstelling is, hulle wil 500 miljoen mense op die aarde laat oorbly, die ander moet sterf. Jy kan gaan lees, hy sê dit. Nou hierdie program het deur die COVID in werklike aksie gekom. Hulle program is deur die COVID van die mens as 'n biologiese wese, 'n biodigitale wese te maak. Nou ja, dis hoekom ek sê, jy weet nie wat hier aangaan nie. Maar as navorsing wat gedoen word en wat ek moes soek in hierdie week om te kan vir u help daarmee,
Navorsing is gedoen oor dit wat hulle in jou inspuit. En die basiese ding wat die probleem veroorsaak is grafienoksied. Dit is 'n plat skyfie, 'n molekule. Dis die platste molekule wat hulle kan maak van grafiet, van koolstof. En hy is so plat dat hy net een molekule dik is. En daarom kan hulle duisende miljoene in 'n spuitnaald insit en in jou inspuit. En dit gaan direk na jou DNS en begin jou verander. Begin jou brein verander en dit begin jou negatief beïnvloed. Grafienoksied is die basiese en nou die persoon waarvan ek u nou wil vertel, het navorsing gaan doen oor hierdie dinge. Dis 'n dokter wat die bloed spesialis is in die wêreld, die grootste een. Sy het begin navorsing doen oor dinge wat hiermee te doen het. En toe probeer sy hulp kry in Engeland om laboratoriums te gaan gebruik om hy navorsing te doen. Hulle het haar net eenvoudig weggejaag. Amerika toegemaak, al die ander lande. Sy kon 'n laboratorium in Duitsland kry wat haar wil help. Nou toe hulle begin met die saak, toe sterf die baas van die laboratorium en die laboratorium word net voor haar toegemaak. Nou dit is hoe ernstig hierdie dinge is waarmee ons te doen het. Ek noem dit maar net vir u om te laat besef. Hierdie is ernstige dinge. En die teken is jy en ek. Nou, hierdie dinge kan reggestel word. Ek het die apparaat daarvoor, ek het mense gehelp daarmee om die gifstowwe uit jou liggaam uit te kry met elektroniese apparate. Daar's net twee dinge wat dit uithaal. Dis 'n elektroniese detox en zeolite. Nou ek het dit ook. Zeolite is 'n stof wat hulle uit vulkaniese goed wat die aarde uitkom maak. Jy kry dit net daar binne. Dan haal hulle dit uit en hulle gee dit vir jou om jou te detox. Dis die enigste ding wat die goed uithaal. So, as jy nie werklik veilig is nie, as jy dalk deur die staat gedwing was om hierdie dinge te doen, moenie laat dit langer in jou lyf bly nie. Kom laat ons jou help. Soek hulp as jy moet. Nou, ek wil nie eintlik hieroor praat nie, maar hier is die program, die dame wat jy daar in die middel sien is wat die program bestudeer. Die bevinding wat jy daar sien bo, is dat daar Bluetooth strale uit 'n mens uitkom as jy daai inspuiting het, as jy grafien in jou het. Hulle kan jou 20 meter van jou af meet met 'n instrument dat daar Bluetooth in jou is. So dis nou maar hoe die dinge werk. Hulle wil 'n biodigitale wese van mense maak, sodat hulle jou kan beheer. En hulle kan jou beheer. Goed. Nou dit is daar gelaat, as jy hulp nodig het, kom praat, nie net hieroor nie, maar oor enige siekte. Daar is siektes wat genees kan word. Daar is siektes wat God nie wil genees nie, omdat hy ander planne het as ons. Maar sover ons kan ons die Here vertrou vir genesing as ons siek word. En daarom moet ons met mekaar help. So, die laaste wat ek wil noem is, God kan ook mense siek maak, en baie mense glo daar nie aan nie. Jy kan nie die Here beskuldig dat hy mense siek maak nie. En hoekom kan God dan mense doodmaak? Hier is een voorbeeld. Daar was 'n koning van Israel, Joram. Hy was nie lekker nie. En hy het nonsens aangevang. En toe kom die Here en hy sê vir homself, na alles het die Here hom in sy ingewande aangetas met 'n siekte waar geen genesing voor was nie. Hierdie was 'n goddelose man. En God sê, ek gaan jou seermaak. Die Bybel sê, later het sy ingewande uitgesprei, uit hom uitgeval. Hy sê, na al sy sondes het die Here hom in sy ingewande aangetas. Nie die duiwel nie, nie siekte, nie sonde nie, met 'n siekte waar geen genesing voor was nie. As die toorn van God oor iemand kom, sal niemand God keer nie.
Hoekom wil mense sê, God kan nie mense siek maak? Dit word in kerke gepreek. Dit word in skole geleer. Daarom moet ons God in oënskou neem en versigtig wees wat ons met ons lewens doen, wat ons met ander mense doen en wat ons met God doen. Habakuk 3 vers 5 sê, voor hom uitloop die pes en 'n koorsgloed trek uit agter hom aan. As God beweeg en as sonde in 'n mens se lewe kan die pes op jou kom. Die engele het pes in Israel gebring. 70,000 mense gesterf. So God kan pes uitspreek en hy kan koors uitspreek en dit kan mense tref. Dit het dit gedoen. In Numeri 12 staan daar, en die toorn van die Here teen hulle ontvlam, dis nou teen Aaron en Miriam. En hy het weggegaan, en toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaats so sneeu. Die duiwel was nie daar nie, daar was niks anders nie, God was in die wolk, in die tent, en hulle stry met Moses, dit is nou sy broer en suster, en die Here is in die wolk, en die wolk trek weg, en toe die wolk weg is, toe is hierdie vrou spierwit van die melaatsheid. Wie het haar siek gemaak? Dit is nie die duiwel nie. Deuteronomium 28 sê God, die Here sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene, waarvan nie gesond kan word nie, van jou voetsool af tot jou skedel. So, ek wil net vir u die hele prentjie gee van siekte, genesing en so meer. Ons het gelees verlede week van Elisa, 'n goddelike man, wat 2 keer meer wonderwerke gedoen het as Elia, 14 wonderwerke. Hy is besig met God se dinge, en God sê, Elisa gaan aan 'n sekere siekte sterf. God maak hom nie gesond omdat hy so oulik is nie. Net so 'n paar oor emosionele genesing en siektes. Almal wat siek is, soos ek sê, het nie noodwendig sonde gedoen nie. Dit het baie ander oorsake. Dis nie net sonde wat jou siek maak nie. Job het nie gesondig nie en hy was baie siek. Van sy kop tot sy voete was met bose swere getref. Elisa het nie gesondig nie en God sê hy gaan aan siekte sterwe. Lazarus het nie gesondig nie en hy's dood. Die blinde man het nie gesondig daar in Jerusalem nie. In Johannes 9 staan daar, toe Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Sien wat sê hulle? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. God het hom laat blind gebore wees, sodat God verheerlik kan word in sy genesing. Dis altyd die punt. So siektes deur bose geeste van vrees is een van die grootste natuurlike demoniese oorsake van siekte. Ons is emosionele wesens. Ons is emosioneel saamgestel en ons emosies moet funksioneer. Die geheim is dat jou positiewe en jou negatiewe emosies moet funksioneer. Anders is jy ongebalanseerd. Maar ons vrees is die teenoorgestelde van liefde. Vrees is die mees basiese negatiewe emosie. Liefde is ons mees basiese positiewe emosie. Die twee staan teenoor mekaar. Jy kies of jy vrees en jy kies of jy liefde. Spreuke 10 sê, waar die goddelose bang voor is, dit kom oor hom, maar die begeerte van die regverdiges vervul hy. God sê, as jy bang is, kom die goed waarvoor jy bang is na jou toe. Jy trek dit aan. Jou hele wese wys dit. Spreuke 28 sê, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is. Hulle is bang, né? Maar die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu. In 1 Johannes 4 staan die geheim, die oplossing. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in Grieks sê hy, die vrees veroorsaak marteling.
En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. So, jou groot vyand is, begin veg teen vrees, as jy emosioneel siek word. In Psalm 55 sê hy, my hart krimp in mekaar in my binneste, verskrikkinge van die dood het op my geval, vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Gaan so mens gesond kan bly? Ek glo nie. Dit gaan aanhou en aanhou om jou te vreet en jou te verteer van binne af. Job sê, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my. En die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, daar kom die onrus. Jy sien, hy oorweldig jou so, en hy sê, as ek iets vreesliks vrees, kom dit na my toe. Daar's goed en persone buitekant ons sigveld, wat kan sien in watter emosionele toestand ons is. Hulle kan jou lees, sal dalk eendag vir die verduidelik hoe dit werk, maar hulle lees jou, soos jy daar sit, en wanneer vrees in jou hart en jou lewe inkom, dan lees hulle die vrees in jou. Nou ja, Psalm 34 sê, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en hy het al my vrees gered. So, God wil nie ons moet bang wees nie, ons moet vrees nie. Daarom sê hy, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ja, prys die Here daarvoor. Emosionele genesing. In die vorige boodskap het ons dieper daarop ingegaan, so Spreuke 15 vers 30 sê, stralende oë verbly die hart. 'n Goeie tyding maak die gebeente vet. So, gesonde emosie maak jou gesond. Maak jy saak waar is sit nie. Spreuke 16 sê, vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel, genesing vir die gebeente. Jou emosie kan jou genees. Jou emosie kan jou doodmaak en siek maak. Spreuke 17 sê, 'n vrolike hart bevorder genesing. Dis nie net goed wat daar staan om Bybel vol te maak nie, dis goddelike waarhede. 'n Verslae gees, depressiwiteit soos hulle noem, maak die gebeente uitdroog. Genesing kom deur die vrug van die Heilige Gees, dis die laaste wat ek wil noem. Die vrug van die Heilige Gees maak mense gesond as hulle siek is. As jy nie die vrug van die Gees dra nie, en dit kan net kinders van God dra, dan kan jy siek word sonder dit. Hier is net 'n prentjie. Die hart is hier bo. Die boompie is jou buitewêreld, jou funksies buitekant toe. Emosionele genesing deur die vrugte van die Heilige Gees werk so. En Efesiërs 5 voeg daarby, die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Nou wat gaan aan? Ons het 'n binnewêreld hier, en wat hier is, gaan uit buitekant toe, in alle opsigte, in my verhoudings, in my lewe. Wat ek hier het, gee ek uit buitekant toe. Dis hoekom my boompie daar is met vrugte aan. As jou hart gesond is, draai jy gesonde vrugte. As jou hart siek is, draai jy verkeerde vrugte. Nou wat is die inhoud van die hart wanneer die Gees van God ons kan gesond maak? Genade en waarheid. Ons is in die genadetyd van God. Johannes 1 vers 17 sê, die wet het deur Moses gekom, genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Dis die kragte van die nuwe verbond, die bloedverbond, genade en waarheid. Onder dit sê Paulus, daar 3 dinge wat ons lewens kan reguleer, positief, geloof, hoop en liefde. En dan is Jesus op die troon, en wat uit my uitkom, gaan na buite toe, en dit kan genees, myself en mense om my. As ek 'n vriendelike mens is, kan ek ander mense vriendelik maak. En daarom sê Paulus, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Vriendelikheid is 'n genesingskrag van God, maar die vrug van die Heilige Gees, as my hart vol van hierdie positiewe dinge is, ek het nou nie die negatiewe hier nie, dan gee ek na buite vrugte. En wat is hulle?
liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Kan jy dink aan die krag wat hierin opgesluit is? En die goed wat God hier noem, saam met dit genade en waarheid, geloof, hoop en liefde. Liefde, blydskap, dis emosie. In die vrug van die Heilige Gees is daar 3 emosies en 6 deugde. Die 3 emosies beheer die deugde. Want as ons emosioneel raak, dan raak ons nie lekker nie. Daarom moet dit beheer word. Die deugde in ons moet gesond wees en stabiel wees, sodat ons gesond kan wees. So mag die Here ons seën. Ons sal hopelik, as die Here wil, volgende Sondag weer hier aangaan en word gesond. Kyk na die dinge, as jy hulp nodig het, kom praat, ons wil jou help. Amen. Heilige Vader, hoe wonderlik is U daar bo in die hemel, om na ons te kyk, elkeen van ons te hanteer, elkeen van ons te ken, ons nood, maar ook ons blydskap, en al die mooi dinge in ons. Dankie dat U ons ken. Daarom kan hierdie kennis wat ons opdoen, ons net nader aan U bring, Here, om U meer te ken, en meer te verheerlik in ons lewens, as ons gehoorsaam is aan die werkinge van die Gees, en die woord van God in ons harte. Ek bid vir mense wat siek is vanmôre, mense wat dalk nie weet hulle is siek nie, vanweë hierdie dinge wat aan ons gedoen word, dat God genesing sal bring, dat U asseblief sal help, dat elkeen wat hierna luister, gesond kan word, as God hulle gesond wil maak, want soos Elisa, is dit nie altyd die waarheid nie. Dankie vir die dag, sal U ons ook seën in die vergaderings wat nou volg asseblief, en ons prys U daarvoor, amen.